Hallo julle, is Adrian hier van Accra Optics. Ons is op episode 2 van ons reeks en weer eens vandag hier saam met ons is Roan van Aimsmall Mismall. Roan, baie welkom weer eens. Dankie vir jou tyd. En ons gaan vandag kaliberkeuse bespreek op jou eerste geweer as ook die lisensieproses in Suid-Afrika. So ja, kom ons chat 'n bietjie kaliberkeuse. Roan, jou heel eerste geweer, jy moet nou besluit. Ons praat nie pistool nie, ons praat jaggeweer spesifiek. Wat, hoekom, waarom? Ja, ek dink dit is belangrik om te weet waartoe jy wil gaan. Jy weet, soos ek persoonlik het my pa het vir my 'n geweer gekoop toe ek op die ouderdom is waar ek 'n geweer kon gekry het. So daar het ek nie 'n keuse gehad. Ek het gekry wat ek gekry het. Baie dankbaar vir wat ek gekry het om mee te begin. Dis waar my fondasie gelê was om mee te begin. En ander mense, meeste van mense wat ons mee praat en te doen kry eers gewere op 'n later stadium. Sonder enige kennis. So in terme van geweerkeuses, daar's 'n klomp aspekte wat jy moet na kyk. Waarvoor gaan jy hom gebruik? Ek dink daar's 3 groot aspekte. Is dit 'n teikenskietgeweer? As jy nie 'n jagter nie, maar jy wil teikenskiet, maybe 'n bietjie PRS skiet, weet daar, gaan jy bosveldjag doen. As jy 'n bosveldjagter, ek na natuur as ek gaan jag, 3 uit my 4 jagte is bosveldjagte en moontlik 1 is vlaktejag. So jy teikenskiet, bosveldjag en vlaktejag. En dan natuurlik die kombinasie van die 3 is ook 'n opsie. Ja. So ek dink, ekskuus, ek wil gou daar inspring. Almal dink altyd dis goed om 'n kombinasie te doen. Wel die eerste keer. Die realiteit is, ek dink, en dit is hoekom ons ook 'n besigheid kan hê, is niemand het net een geweer nie. Ja. Jy weet, baie min van die ouens wat by ons aanklop en teleskope koop 'n teleskoop vir sy eerste geweer. Jy weet, meeste van hulle koop vir 'n tweede, 'n derde, 'n vierde, 'n backup. Dis ongelukkig hoe ons is. As jy gou jou gebyt het, jy gebyt. So En ek dink ek het daai fout gemaak en ja, maybe sal ek dit weer doen want ek's baie gelukkig met my eerste keuse, maar om te probeer soek vir die perfekte kombinasie geweer wat jy nou genoem het, teikenskiet, vlaktejag en bosveldjag is baie keer 'n slaggat want jy koop nou en kom ons sê jy koop 'n 270. Kyk ouens wat 'n 270 het, ek vra om verskoning, gee hom weg. Die 270 is nie 'n kaliberie, ek weet nie wie het hom uitgedink nie. Okay. Ek seker 'n klomp mense gaan met jou stry daarso, maar wat ook al. Kom ons sê jy kies 'n 270. Nou gaan jy op jou eerste jag. Ek garandeer jou amper, jy gaan wil nog 'n geweer koop oor 'n jaar of oor 2 jaar of oor 3 jaar. En nou het jy amper die middel, wat se kaliber vat jy nou? Jy weet, waar is jy nou? So ek sou amper sê kies 2 kalibers. Ja. Jy weet, maar ek weet, dit is elke kaliber het sy plek. Ja. Jy weet, in terme van as jy na 'n bosveldplaas toe gaan, baie mense in die verlede het gesê jy skiet nie kleiner as 'n 6 mm nie. 243 kom nie in die bos nie. Dit het nou is nog steeds so. Baie mense is nog steeds so en jy weet in terme van 'n 243 is die perfekte geweer vir 'n vlaktejag. So as jy van die vlaktes afkom en jy doen nou en dan bosveldjag, maybe kan jy daarmee wegkom. So elke kaliber het sy plek. Soos in terme van wat met my gebeur het, my pa het vir my 'n 308 gekoop. Baie versatile kaliber, dit is die perfekte balans vir verskiet, nabyskiet, teikenskiet, bosveldjag. Jy is bietjie gelimit op afstand in terme van vlaktejag, maar jy kan nog gemaklik 350, 400 meter skiet. So, soos in my opinie, jy het gevra, dit wat ek gekry het, en sal ek dit oordoen? Ek het 'n 308 gekry, by my pa. Ek het hom later verkoop en vir my 'n SACO 3006 gekoop, want ons was toe destyds net bosveldjagters. En toe van daar af het hy toe nou aangerol. En ek sit vandag met 4 308's, 1 3006. Jy weet, so as jy my vra, wat is my kaliber van keuse vir enige nuwe skit? 308. Okay. Dit sal my opinie wees. Ek dink dit sal verskil van waar af jy kom. Ek praat nou spesifiek van my wat meer 'n bosveld Ja, dis perfek. Dis jou opinie. Ek het nie 'n geweer gekry nie. Ek het 4 jaar terug my eerste geweer gekoop. Dit was 'n 6.5 by 55. Ek het die hele storie agter die Sweedse Mauser baie gelike. Ek weet natuurlik waar dit vandaan kom en ek dink sou ek dit oordoen sal ek hom weer vat. Ek weet al val hy nou tussen kalibers baie keer vir my, weet want ek het 'n 6 mm dasher en ek het 'n 300 Win Mag en ek het hierdie en daai. Dit is 'n fantastiese eerste kaliber. Maklik om te laai, jy kan hom swaar laai. Bullets is beskikbaar. Bullets is beskikbaar. So ja, off the shelf,
Howa of Remington of wat ook al jy koop. Ek is mal oor daai. Ek het tot en met Gemsbok Blou Wildebees al met hom gemaklik eties plat getrek. Jy weet, party ouens sal dalk verskil van dit, maar en ek het ook al 'n springbok op 575 meter geskiet. Ja, so hy werk. Hy's ook versatile soos 'n versatile, hy's lekker. En in terme, wat is jou opinie oor loopdikte? Dunloop, dikloop, jy weet, waar sal jy vir 'n eerste jagter wat nou 'n geweer gaan koop, wat sal jy voorstel in jou kennis en dit wat jy nou weet teenoor wat jy geweet het? Kyk, daai is weer eens 'n bespreking dink ek van wat die hoofdoel van die geweer gaan wees, want as jy net bosveld jag gaan doen, absoluut Dunloop. Jy weet, dis nie 'n geval waar jy skoot op skoot gaan soek nie. Jy soek 'n ligter ding. As jy bietjie meer teiken gaan skiet op die baan of bietjie meer verder, absoluut Dikloop. Op die stadium toe ek die gekoop het, die enetjie wat hier agter staan, het die Howa net in daai 22 duim Dunloop gekom en dis nog steeds 'n swaar aksie. Ons moet weer die Howa is 'n swaar aksie. Dis nie 'n ligte draaggeweer van standaard nie. En obviously nou in die chassis is hy baie swaarder, maar ja, ek het 'n kombinasie. Ek het Dikloop en ek het Dunloop weer eens vir hulle plekke. Eerste geweer, as jy gaan bosveld gaan 22 duim Dunloop in 'n 6.5 Sweet, 'n 6.5 Creedmoor, 'n 308, my opinie 100% korrek. Okay. Ek's nou weer 'n bull barrel ou. Ek glo omdat jy al jou huiswerk by die huis doen. Ja. Op die baan doen. Party moet compensate vir goed. Ja, nee, en dis nou maar waar jy moet kies, hè. Jy weet, ek vat maar 'n Dikloop, jy weet. So, in terme van vir my, omdat ek baie op die baan, baie tyd op die baan spandeer. Dunloop het ongelukkig daai geneigtheid om twee bymekaar te skiet in een weg, omdat hy bietjie warm word, hy flex 'n bietjie meer. So, en dis waar ek my gely gekry het in 'n Dunloop, maar daar is niks fout met 'n Dunloop nie. Soos jy sê, as jy net 'n jagter is, jy gaan 10 skote 'n jaar skiet en jy gaan jou bullets by die winkel koop, Dunloop by al mens. Hy dra 'n bietjie ligter. Ek dink daar's nie in terme van 'n gewig tussen 'n Dunloop en 'n Dikloop. Dit is wat jy opsit. Hoe swaar is jou scope, hoe swaar is jou chassis. Daai goed gaan dit 'n moeilike draag maak. Maar ek is, jy weet, jy het nou nie jy gee nie regtig om nie. Ek sal nie 'n Dunloop koop nie. Met wat ek weet en wat ek geleer het oor die tyd, sal ek nie 'n Dunloop koop nie. Maar dit is wat dit is. Jy het jou opinie, dit werk vir jou, ek het my opinie en dit werk vir my. Ja, dis 100%, dis hoekom ons hierdie gesprek het. En dis in terme van eerste geweer. So, jy weet, ekskuus, ek vat nou oor, maar jou finale eerste keuse vir 'n eerste koper, wat sal jou kaliber wees? Ek sal weer 6.5 gaan. Ek het nou 'n liefde vir die Sweet. Ja, ek sal dit weer doen. Ek sal hom weer doen. Baie ouens ons groot gesprekke deesdae oor en nou jy weet, obviously, ons almal kyk op Piet Skiet se video's en hy maak 'n groot dryf daarvan om moderne cartridges te koop. Ek stem saam met dit tot 'n groot mate. En custom gewerig te bou. En verseker. Maar ek dink ek het so lief geword vir hierdie kaliber. Ek sal dit weer doen. Hy het genoeg energie en hy werk. Bottom line 6.5 as jy modern wil gaan, dalk 'n Creedmoor, PRC. Jy weet, as jy bietjie meer liefde vir die ou goed het, ook al is hy in 'n moderne setup, 'n ouer cartridge, ek is mal oor die Sweet Mauser. Ek sal dit weer doen. Okay, nee, 100. Dis goed om te weet. Ja. Alright, so ja, ons het nou nie eintlik dink ons het regtig 'n antwoord gegee nie, maar dit is goed want ons wil hê julle moet meer gewere koop sodat julle meer teleskope koop. Ja, maar dit is een baie belangrike aspek van geweerkoop is weet waarvoor jy hom koop. En ek dink dit is die belangrikste ding. As jy weet jy gaan bosveld jag, koop 'n bosveld geweer. As jy Vrystaat, Oos-Kaap, jy gaan ver skiet, Appington, jy weet, Appington ouens weet wat môre gaan gebeur. Daar's soveel oop spasie daar. Koop 'n geweer wat gaan ver skiet. Ja, 243 6 mm. So ja, so dit van waar af jy kom en waarvoor jy hom gaan gebruik is die twee grootste goeders wat jy moet besluit. En dan, ja, soos ek is 'n 308 hou, ek sal weer 'n 308 koop, maar net in terme van sy versatility, bullets, daar's alle greine, 150, 155, 168, jy kan tot swaar gaan tot 200, so jy het weer opsies. Ja. Maar, jy weet, ek dink ons moet dalk in 'n volgende video, ons het al daaroor gepraat, bietjie, almal skiet, ons het al oral oor YouTube die comparison 308 en die 65 Creed gedoen. Dalk moet ek en jy bietjie een keer 6.5 Sweet teen 'n 308 eerste geweer. Jy het dan nie meer jou oorspronklike een nie, maar ons dit sal lekker wees. Skryf hom 'n hou chassis of 'n stok en ons sit hom daar en skiet hom stok standaard, net standaard. Dit sal lekker uit vir dit. Ek sien uit vir dit. Okay. Dit daar gelaat, eerste kaliber
besluit, jy gaan nie 'n 270 koop nie, jy koop 'n 308 of iets anders. En jy, wat nou? So nou moet jy met die proses begin. As jy geweet het jy gaan 'n geweer koop, gewoonlik is dit nie hoe dit gebeur nie, moet jy nou gaan vir competency. En dit is waar in Suid-Afrika spesifiek die grootste, jy weet, baie mense wil dit nie doen nie as gevolg van die stap. Jy moet gaan vir ek wil sê Amper training. formele opleiding. Ja, is dit nie? opleiding in terme van wat die wet sê, hoe jy 'n geweer mag gebruik. Dis een van die groot vakke wat jy moet skryf, wat die wet sê. Dan van daar af is dit wapenveiligheid, spesifiek vir watse kompetensie jy wil doen. Daar is 4 in totaal. Jy kan handgeweer, halgeweer, manually operated gewere wat basically ons rifles is, slotaksies, en dan kry jy nou die nuwe ene, ek sê nou nuwe ene, dis maar net uit nou bygekom, self-loading carbine of sê maar in terme van AR's en so. So dis die 4 wat jy kry. En jy kan besluit wat se een om te doen. Okay, so daai is 'n belangrike punt, want as jy bevoegdheid gedoen het vir 'n pistool, kan jy nie môre by jou groothandelaar instap en 'n jaggeweer koop nie. Ja, jy kan hom koop, maar hy gaan daar lê tot jy daai bevoegdheid gedoen het. So dis 'n belangrike punt. Dis goed dat jy dit noem. Jy weet, ons het nou deur hierdie stappe gegaan. Ek weet nie hoe jy nou gedoen nie. Ek was gelukkig, ek het al 3, toe dit nog net 3 was, op dieselfde tyd gedoen, en dit het my die voorreg gegee om enige van die gewere beskikbaar, halgeweer, handgeweer of weet, ek noem dit nou 'n rifle te koop. So dit het my die opsie gegee om dit te doen. En die prysverskil was so dat dit nie te veel duurder was om al 3 te doen nie. So ek weet nie hoe jy dit gedoen. Ek het toevallig by 'n kontak op daai stadium met ek bitter min geweet. En dit was een van die goed wat ek myself net moes forceer het. Ek was nie regtig soos ek wil nou graag 'n geweer, ek moet nou 'n geweer gaan koop nie. Het ek met 'n kontak, privaat ou in kontak gekom en hy het vir my gesê man, doen al 4. Weet op daai stadium al 4. So ek is baie dankbaar vir dit want die proses is langdradig. Die belangrikste ding is net go do it. Like so ek het al 4 gedoen. Handwapen, slotaksie of self-loading. Ek het nie 'n AR nie, maar ek het die bevoegdheid. Gee jou dit gee my die opsie as ek kans as jy wil gaan koop, dat jy kan gaan koop. Dis die groot ding. Ons weet nooit nie. Jy weet ons Suid-Afrikaners gaan op 1 jagtrip, skiet met 'n ander ou se geweer, kom terug huis toe, koop 'n geweer. Oor 8 maande het jy 4 gewere op jou naam. Soos ons sê, as hy gou van jou gebyt het jy gebyt. Maar ek sal ook voorstel, ek persoonlik het nou nie die self-loading carbine op my lisensie nie. Ek stel nie belang om 'n AR te koop nie, maar soos jy sê, môre skiet ek met een, dan wil ek dit doen, dan moet ek weer gaan vir bevoegdheid. Ek moet weer die toetse gaan skryf, ek moet weer die proses deurgaan. En op die stadium is die proses enigiets tussen 6 en 8 maande. Vir bevoegdheid. Vir bevoegdheid. Dis 'n aparte stel dokumente, 'n aparte departement amper, ek weet nie of dit regtig is by die polisie nie, maar dit voel so half soos 'n aparte stelsel van die lisensiesisteem. So dit is belangrik om dit te gaan doen. As jy weet jy wil dalk 'n geweer koop, gaan doen dit. Want dit vat 6 tot 8 maande en hulle moet jy nominate mense, soos byvoorbeeld jou vrou of jou pa of wat hulle gaan bel vir 'n karakter bewys, jy weet hulle gaan seker maak jy is wie jy sê jy is op papier. So dit vat baie lank. Maar kry dit gedoen, doen al 3, skryf die toetse by 'n geakkrediteerde mense wat jou die opleiding kan gee. Daar's baie van hulle, ons sal so 'n paar lysie onder. Ja, ek dink dit is 'n goeie idee om dalk 'n paar te lysie onder in terme van waar jy is. Daar is ook 'n webwerf waar jy dit kan gaan kry. Ek dink die polisie se webwerf het dit ook oop. So gaan doen dit, kry dit klaar, gee die papiere in. Kry dit uit die pad uit. Dan, so as jy jou kompetensie het, dan gaan koop jy nou 'n geweer. Nie die 270 nie, maar as jy nou 'n ander kaliber gekoop het, dan koop jy nou 'n geweer. Jy kry die steldokumente by either die privaat persoon, sê maar Adrian wil my geweer koop, dan vul ons 'n vorm in. Ek vat sy dokumentasie en sy geldige lisensie en ek doen dan aansoek van 'n privaat persoon af. As jy hom sê maar by 'n maatskappy koop, whether dit nou Safari of VLT of wie ook al is, hulle gee vir jou steldokumente, dis die SAPS 271 vorm en ek dink hulle gee die 534 nommer, maar dis net omdat hy op dealerstok is en jy vat daai dokumentasie dan na die polisiestasie toe. Die groot ding daar is jou motivering. Nou daar is baie mense wat motivering skryf. Ek teen 'n voetjie natuurlik. Natuurlik, daar's altyd 'n voetjie, jy kry niks verniet in deesdae se lewe nie. Die groot ding is jy moet aansoek doen. Jy kan nie aansoek doen sonder om te motiveer nie. My motiverings is redelik goeie pak papiere wat bewys ek skiet nog. Ek is by 'n instansie wat my
Ek is 'n dedicated sport shooter, so dit gee my die magtiging om meer as 4 gewere te hê. As jou eerste geweer het en jy is net 'n nie sê normale mensie, maar jy is nie 'n dedicated hunter of 'n dedicated sport shooter nie, kan jy net 4 gewere in totaal hê en jy is gelimit op hoeveel ammunisie jy het. Is dit ek sien hier kom dit nou klaar aan. Ek kan nou klaar nie die wet onthou nie. Is dit kom ons sê ek het 'n slot aksie bevoegdheid gedoen. So weet jaggeweer bevoegdheid gedoen, kan ek 4 jaggewere hê. Jy kan 4 jaggewere. Regtig? Die enigste een wat jy Maar nie maksimum 4. maksimum van 4. En daar jy weet met my nou nie daarop quote nie, maar ek dink is 200 rondes in totaal vir al die gewere of per geweer, maar daar is wette in terme van dit. Die enigste een wat jy nie 'n duplikaat van kan hê nie, Dis 'n handwapen. is 'n self-defense section 13 geweer nie. So daar jy kan nie 2 self-defense gewere hê nie. Dis maar net hoe die wet opgestel is. So daar in terme soos ek het my elke dag my everyday carry wat ek by my dra en dan het ek by my oupa 'n 38 special geërf. Hy sommer net op sport skiet. Ek skiet by die SA Jagters. Skiet ek met hom die rollie afdeling. So hy is nie my elke dag carry nie, maar jy moet spesifiseer waarvoor jy hom gebruik. So daai wette, dis baie eenvoudig. Jy kry jou sections is 13, 15 en 16. Dis waarvoor ek aansoek doen. Ek is section 16, is 'n dedicated sport shooter, so ek kan aansoek doen op dit. Vir die ouens wat nou jou eerste geweer koop. Jy moet 'n motivering hê. As jy meer as 4 gewere het, moet jy aansluit by 'n akkreditasie sodat hulle van jou kennis dra en hulle weet jy is dedicated. Ek weet nie seker maar wat Natshoot hulle noem nie, maar ek dink is ook 'n dedicated status kry sodat jy kan meer gewere hê. Kom ons kom net so klein bietjie terug. So jy doen bevoegdheid. So waar jy toets skryf, die wette leer, hoe om die wapen te hanteer. En ek moet sê dit voel soos 'n langdradige proses, maar ek het eintlik heelwat daarvan geleer. As iemand wat nie groot geword het met wapens in die hand elke dag en al daai goed nie, ek het baie geleer. So ek dink dit vir almal van ons, dit is 'n moet gaan doen jou bevoegdheid. Die belangrike woord daar is net like soos Nike sê, just do it, want as jy uitstel, gaan jy uitstel. Kyk, in Engels sê hulle is 'n tedious proses. Dit is 'n verskriklike langdradige proses. Maar gaan doen dit. Die nuwe wet is ook ons moet dit ook noem. Dit was altyd 10 jaar geldig, dit is nou net 5 jaar geldig. Vir die manne met hulle self-defense pistole wat elke 5 jaar moet aansoek doen. Jy doen nou 'n heraansoek vir jou competency maar jy hoef nie weer toets te skryf. Jy hoef daarmee nie weer toets te skryf nie. Jy moet net bewys van training hê wat jy kry as jy jou bevoegdheid gaan doen by die ons hou nie van toetse nie. Nee, jy skryf hom daarom net een keer, maar soos jy gesê het, daar's verskriklik baie inligting daar. As jy met die regte attitude gaan jy definitief iets leer. So dit is belangrik om dit te leer in terme van die handwapen wet, baie belangrike inligting in daai dokument. So lees dit om iets te leer. Dit is 'n stap wat ons moet deurgaan, maar gebruik die opportunity om iets te leer. Bevoegdheid. Okay, so bevoegdheid. Ek kan nie gaan aansoek doen voor ek 'n geweer. Ek het my bevoegdheid. Ek het die sertifikaat. 6 maande later, nou gaan koop ek 'n geweer. Vat ons van daai proses. Jy het so 'n bietjie geraak aan dit. Vat ons net vinnig weer. Jy kry daai dokumentasie van ander 'n privaat persoon wat jy hom koop of by die winkel. Kom ons sê dis 'n groot handelaar. Dan kry jy jou 271. Yes, jy kry daai 271 en die 534 by hulle. Dan vul jy daai vorms in. Hulle print hulle goed gewoonlik daar binne en is bygeteken. Dan moet jy die motivering skryf. Ek sal voorstel kry iemand om dit. Skryf vir jou self. Ek skryf myself, maar ek het nou jy het 'n template en jy copy. Ek het al 18 gewere. So ek het my eerste 2 of 3 het ek deur iemand laat doen. Ek het agtergekom waarna hulle kyk, waarna hulle soek en toe van daar af my 'n template gemaak en ek doen aansoek met daai template. Ek vra maar elke keer ek het iemand wat dit vir my doen. Dit maak dit proses net makliker. Selfde dag het ek kom is. Jy gee hom in, hulle vra al jou dokumente, al jou details, hulle vul dit vir jou in. Boom, dan klaar. Dis baie eenvoudig. Ek sal dit voorstel. Waar kan iemand gaan kyk? Ek neem aan op die SAPS webtuiste. Presies watse dokumentasie behalwe die motivering is nodig. Soos ek het 'n paar keer al by die polisiestasie gekom, dan het ek net 1 kopie van my ID, jy moet 2 kopieë van jou ID hê. So daai jy moet 'n kopie van jou competency sertifikaat hê of is dit ook 2? Is net 1? Ek sal kyk, maar as ek is amper seker daar is 'n link op die SAP webwerf. Ons sal hom net in die beskrywing sit wat jy nodig het. Hoeveel ID kopies, hoeveel foto's, jy moet jou voorletter en jou van en jou ID nommer agter op die foto skryf voordat jy gaan. So daar is 'n lys. Kan daai stappe dalk net onder. Ek sal ook net my ondervinding dalk net daar sit. Is nou nie volg dit tot die dood nie, maar wat ek doen as ek na die ding toe gaan is 2 kopies van my ID, 2 endorsement bladsye van die SA Jagters en dan alles wat ek daarby sit. Ek het een belangrik is jou foto's van jou kluis en hoe hy vasgemaak is. Hulle is baie hard op met dit. Maar die ou wat jou motivering skryf, gaan hierdie goed ook vir jou gee.
Ek dink ek het nou die dag iemand gevra, dis tussen 700 en 1000 rand vir die motivering en ek sal dit regtig, as dit jou eerste geweer is, doen dit. Budget vir dit, doen dit, kry dit gedoen, dit maak dit net soveel makliker Baie vir van die jou. groot handelaars doen dit ook vir jou teen 'n fooitjie van om by Ja, dis daar rond, maar ek sal dit sterk aanbeveel, veral vir jou eerste geweer. As jy weet wat hulle wil hê en hoe hulle dit wil hê en jy kan jou eie template bou of jy het 'n vriend wat 'n template het, by all means gebruik dit. Ja. Alright, en dan is al die dokumente ingehandig. Jy mag nie daai geweer gaan haal nie. Daar is nou sekere gevalle, ek wil nou nie te veel daaraan gaan nie want ek ken nie die wet so goed nie, wat mens gewere op 'n stoorpermit kan kry as jy by 'n privaat eienaar koop, maar jy mag nie daai geweer gebruik nie. Ja, jy kan glad nie daai geweer skiet nie want hy's nie op jou naam nie. Jy Yes. stoor hom net. Exactly. So daar's wette wat daarby So daar is nie 'n way rondom dit nie en dis belangrik om dit te noem want ek het onlangs met 'n familielid van my gesels wat sê, "Oei, maar ek het die stoorpermit, ek vat die geweer saam om te gaan jag." Great stuff. tot hulle jou vang, tot hulle jou stop. 25 jaar tronkstraf het ek al gehoor vir 'n ongeluk. Jy weet, en ons is ongelukkig in 'n land waar dit 'n sensitiewe saak is en daar word amper ingezoom op hierdie tipe prosesse en protokolle. So doen dit reg. Doen dit reg. Wag vir jou lisensie. Ek het al 'n lisensie gekry in 6 weke. Ek weet party ouens het dit al in korter gekry, maar ek het ook al 'n lisensie gekry in 8 maande. Ja, dis maar Ons kan nie daai proses beheer. ons kan nie dit weer nie, en vakansie daar speel 'n ding en Kersfees en Easter weekend en al dit speel 'n rol, maar kry dit in, dan kan jy dit trek. Soos jy nou gesê het, as mense wat nou praat van storingspermitte, by sekere skietwinkels, as jy die geweer gekoop het, mag jy hom gaan skiet sodra jy aansoek gedoen het. By die skietwinkel, By die skietwinkel. by hulle op hulle eie baan. So jy kan, en ek dink dit is 'n fantastiese inisiatief. Ding, ja. Jy kan solank in terme van jou herlaai gaan doen, jy kan by die huis gaan, jy kan jy weet, indien jy al 'n lisensie het, bygesê, kan jy jou goed gaan herlaai, jy kan jou kruit koop, jy kan alles doen, en dit op die baan gaan skiet met 'n geweer wat nog nie joune is nie. Hy word nog joune. So dit is 'n fantastiese inisiatief deur die skietwinkels. Ek dink dis 'n great inisiatief gewees. Maar ja, dit is basically proses, bevoegdheid. Gaan doen aansoek. Kry die geweer, Koop gaan die jag. geweer, gaan jag. En dan kom ons net gou terug want hierdie was 'n groot ding. Jou lisensie word goedgekeur. Dan moet jy 'n lisensiekaartjie kry en die polisie het nou 'n wetgewing uitgegee wat sodra jy daai SMS kry dat jou lisensie goedgekeur is, mag jy na jou polisiestasie toe ry en jy kan 'n uitdruksel van jou lisensie gaan kry wat gestempel word deur jou DFO en met daai enkel bladsy lyk eintlik bietjie Ja, dit lyk bietjie dit voel so bietjie Maar jy is mag jy jou geweer gaan haal. Daai is 'n wettige tydelike lisensie Yes. tot die kaartjie kom. Kyk wat jy So, het bewys dat hy goedgekeur in jou naam is, so jy mag met dit rondry. Ek persoonlik Ek doen dit. As daai SMS kom, weet haal my jou geweer, DFO ons al. Ons is almal opgewonde om ons gewere te kry. Exactly. So, okay, ja, that's that. Dis die belangrikste. Roan, dankie. So, vinnige rundown. Soek 'n kaliber. Nie 270 nie. Doen jou bevoegdheid 3 tot 6 maande, 6 tot 8 maande. Gaan koop jou geweer. En dit net om by te sê, so die gewag vir die lisensie, soos jy gesê het, 6 weke tot 6 maande. Ja. Doen jou lisensie, kry die motivering geskryf, dien dit in by jou polisiestasie. Belangrik, jy moet gaan by die polisiestasie in jou area. Jy weet, selfs soos waar jy En wees vriendelik. Ja, wees vriendelik. maak- Dit Kyk, is dit 'n is ook groot, hulle groot werk voordeel. ook met ongeskikte mense. Ek was gister by my DFO. Hulle werk met ongelooflike ongeskikte mense. Wees vriendelik, smile. As dit nie is wat dit is nie, maak dit reg. Dis 'n lekker ding. Dis 'n lekker ding om 'n geweer te koop. Ja, die proses maak dit vir ons moeilik, maar daai little kindness goes a long way. Kry jou lisensie, gaan skiet, gaan jag. Ekskuus en natuurlik www.akraoptics.com. Jy gaan 'n scope nodig hê. En ek ken 'n ou. Dit Ah, het lekker scopes. Lekker. Dankie julle Roan, dankie vir jou tyd. Ons hoop julle het dit geniet. Ons traai soveel insig gee, ons traai soveel van ons kennis deel, dalk nie altyd 100% die enigste way nie, daar's baie ways, maar like, subscribe, los vir ons 'n comment as julle dit gelike het en ja, weer eens, dankie vir julle.